Ek maak hierdie video vir die Afrikaner volk. Verlams die Afrikaners wat glo in artikel 235 van selfbeskikking. Ek vind dit interessant dat al hierdie mense, AfriForum, Kali Kriel, Jaco Kleinhans, Ernst Roots, Willem Petzer, Rob Hersof, Boer Media, noem hulle maar. Die lysie gaan aan en aan, julle weet presies wie hulle is. Almal vir ons hierdie boodskap preek, gelyktydig. Hulle almal druk dieselfde boodskap. Maar wat noemenswaardig is dat hulle nie vir ons mense verduidelik presies wat is artikel 235 nie en wat behels dit nie. Jy sien, artikel 235 van selfbeskikking maak jou nie vry van die staat nie. Jy is nog steeds onder die gesag van die staat. Jy is nog steeds onder die gesag van die grondwet. Maar hierdie mense sê dit nie vir ons nie. Hierdie mense kweek die verwagting in die koppe van Afrikaners dat hulle sal vry wees om oor hulle self te regeer. En dis eenvoudig net nie waar nie. Verdermeer preek hulle ook vir ons rondom federalisme en vertel vir ons wat 'n wonderlike stelsel dit is. En dit sal ons nou ook vrymaak. Tog, as jy weet hoe werk federalisme, sal jy verstaan dat jy ook nog steeds onder die gesag van die federale regering is. Die maklikste manier om federalisme te verduidelik, in my opinie, is as volg. Kom ons sê jy het nou 'n firma in Johannesburg en jy wil 'n tak oopmaak in die Kaap. Jou hoofkantoor bly nog steeds in Johannesburg. Jy stel 'n bestuurder aan en jy maak 'n tak oop in die Kaap en jy sê vir daai persoon, jy het vryheid om te doen wat jy wil binne die raamwerk wat hoofkantoor vir jou stel. So met ander woorde, die oomblik wat die tak in die Kaap iets doen wat hoofkantoor nie van hou nie, sal hoofkantoor dit stopsit. Dit is presies hoe federalisme werk. Dit is presies hoe artikel 235 van die grondwet werk. So in die koppe van Afrikaners word hierdie as die oplossing verkoop. Maar as jy regtig daaroor gaan sit en dink, is dit regtig wat Afrikaners wat in selfbeskikking glo wil hê? Want jy sien, of dit nou die volksstaat is of Cape Exit is, die waarheid van die saak is dat dit eenvoudig die reënboognasie 2.0 is. Alles in ag genome is dit vir my duidelik dat hierdie mense besig is om Afrikaners te mislei met propaganda rondom artikel 235, sowel as 'n federalistiese stelsel. En wat dit nog erger maak, is dat hierdie mense nie die moed het om vir ons te definieer wat 'n Afrikaner is nie. Want jy sien, toe ek hierdie video begin het en gesê het, hierdie video maak ek vir Afrikaners, het julle presies geweet wie julle is. Want jy sien, in julle koppe is die voorvereiste om 'n Afrikaner te wees, dat jy moet wit wees, jy moet blank wees. Hierdie mense sal dit nooit sê nie. Hulle sal nooit ras deel maak van die voorvereistes om 'n Afrikaner te wees nie. So as jy in artikel 235 glo van selfbeskikking, dan stel ek voor jy gaan na jou leiers toe, hierdie mense, en vra vir hulle, hoekom vertel hulle nie vir jou die waarheid nie? Hoekom word julle mislei? Wat is hulle agenda? Want as jou leiers nie met jou eerlik is nie, is hulle werklik jou leiers of jou verleiers?